Johan, baie welkom. My twee rigting. Okay. Ek waardeer dit. En die eerste ding wat ek wil weet is, vertel my, wie is hierdie laaitie gewees? Waar het hy groot geword? Waar is hy gebore? Hoe was jy paadjie tot groot mens daar? Ek is in Rusland gebore en groot geword daar. Eintlik in 'n perfekte huis groot geword. Jo, Ja, soos ons het nie te veel gehad, ons het nooit iets gevolg nie. Hardwerkende ouers. Ja, baie van gehad met my familie. En as kind, ek het eintlik 'n regtig baie lekker lewe gehad. en hoeveel Ek kan kinders nie- is julle? Ons is 3, ek is die oudste. En ek het baie geseën dat my maale my kan universiteit toe stuur en ek Potchefstroom. Nie Potchefstroom Universiteit nie, ek akademie daarso. En toe het hulle in my matriekjaar Brits toe getrek met hulle te besigheid te koop. Soos ek in Potch gewees, fantastiese mense daar ontmoet. En toe daarna toe ek trek Brits toe. Kry 'n werk so 2 jaar, baie geleer. Baie lekker sonder baie interessante mense gewerk. En toe het ek besluit om 24 Oktober, toe besluit ek gaan my side hustle gaan doen. Ek sien spyt daaroor en kyk dit was obviously tyd gewees. Ek glo alles moet gebeur. So dit eindspeel. Ja, ek gaan met die paadjies vir jou lyf, absoluut, met die vloei. So jy het fotografie gestudeer? Ek het, as ek sê dat wat design erbij, so ek het baie meer aanklank by die designing deel. Ek het baie van die fotografie. Ek het nie eintlik familiemense wat universiteit toe was. Dat was nie eintlik. Dit is maar meer meganies van verlede mense. So ons het boere, ons het mechanics. My ma het gespiral dat ek nou moes gaan en sy het oral afsprake gemaak. En ek het nie geweet wie ek was daai tyd. Ek het nie geweet wat wil ek doen nie. Ek het nie geweet wil ek meer in iets wiskundig ingaan, wil ek meer in iets kunstig ingaan en ek het eintlik nie eens geweet ek sal van iets meer kunstig hou nie. En toe ek by die fotografie departement instap, die designing, ek het dus sê ek my ma, ja, ek dink ek wil hierdie doen en soos daai dit het net, soos ek nou oor dit kan dink, het ek nog altyd eintlik gegaan op goed wat vir my reg gevoel het. Ja. Ek dink nie ons het 'n intuïsie in goeters verniet gekry nie. En stap is my verskriklik interessant. Veral hoe ek nou daaroor dink, is as ek mense sien en ek dink, tot so 'n keer gebeur dan dink ek nie met hierdie persoon praat. Ek weet nie hoe ek voel dit nie. Ek dink Vreemdeling. ja. Of hulle 'n kompliment gee. Of wat ook al. Dit is hoe baie van my koneksies met mense al begin het. Jo, Ek weet nie. Ek het seker maar net 'n sterk gevoel. ja. vir- Ek wil gou teruggaan na iets toe wat dalk nie belangrik is, maar vir my is dit interessant. Jy sê, jy het nie eintlik geweet of jy iets kunstig sal geniet of wil doen, want jou familie verteenwoordig ander goed, meer meganies. Ja. Dink jy dat dit 'n probleem is dat jy byvoorbeeld nie as 'n kind in 'n omgewing was, sê net maar van kunstenaars, as iemand soos jy 'n fotograaf vir 'n pa was, dan was dit met moedersmelk ingegee. Dink jy dis 'n probleem dat 'n mens talente het wat nie in jou grootword omgewing daar uitgehaal word of dis amper soos 'n knoppie wat nie gedruk word? Ja. Hoe kyk jou familie daarna? Ja. Jy's nou weer Ja. ons doen nie hierdie nie, waar is jy nou? Ja, nee, my hare het ek toe uitgegroei, dit het te lank geword. Is dit toe? Ja. So baie beslis. Ek dink dit is moeilik. Ja. Vir jou om daai identiteite kry. Kom ons gebruik byvoorbeeld prokureurs. Jou pa is 'n prokureur, jou broer het regte gaan swat, nou moet jy gaan swat. Want jou oupa was dalk op iets in die regte. Nou voel jy die pressure is op. Mense verwag dit van jou. Dit is hoekom daar situasies is waar mense hierso 30, 40 jaar oud is en besef maar nou wil ek vir my 'n bike koop.
ek wil gaan Bybels aflaai in Afrika. Verstaan, ek Ja. dink dis definitief en dis wat jy nog altyd wil gedoen het. En dis eintlik hoekom ek sê my lewe so perfek was. My maale het hulle formaliteite gehad en maniere van hoe om goeders te doen. Maar ek dink my ma spesifiek met haar lewe en met my pa was altyd mense wat regtig eintlik weggebreek het van hoe hulle familie goed gedoen het. Ons het nog steeds ons mense geken en goeders, maar my ma het besluit om haar goeders te doen en haar familie te skep soos sy dit wil hê. My ma het altyd beheer rondom daai gevat en met daai het dit seker gekom dat jy was allowed. Ek is eintlik soveel nadat ek daaraan dink. Twee vrae is ek het rugby probeer speel, dit het nie gewerk nie. Hokkie, atletiek gedoen, dit het uitgewerk. Koor probeer sing. Hierdie gedoen en my ma was net soos yes, draai net soos gaan. Ek dink ook dit is dalk my ouers is baie jong gewees. Ek bedoel my ma was 26 toe sy al 3 was al kinders. Ja. Maar as jy iemand kry wat teen hulle 30s, 40s dalk kinders kry, is die kans so groot. Dit is nie net hulle harde ouers of enigstens 'n probleem is meer nie. Dis net die kans is groter dat hulle baie strenger is en baie die verwagtinge so bietjie hoër. Ek bedoel ek het so met vriende groot geword, dan's my ma 35, dan's hulle ouers 48. Which is not a train smash. Nee, Die punt is net hulle mag nie uitgaan nie of hulle mag nie dit doen nie of as hulle maar by die huis kom moet alles reg wees en alles reg geskei wees en ja, so wat ek sê waar my ma sou kom sit dit en ons het 10-1 saam met haar gesels het en dan sal sy gaan iets gaan doen. So baie chill gewees eintlik. Dit eindig op dat jy as mens vroeër jou identiteit vind. Ek bedoel ons word nie gebore met 'n guide om te sê okay, hierdie is Johan en hierdie is wie jy gaan wees op 23 en wat ook al nie. Dis jy moet dit vind dit uit. Ja, absoluut. Ja. En byvoorbeeld hierdie ou is getroud met 'n vrou en 2 kinders en goeters. Nou los hy sy vrou. En hy besluit hy skei en hy koop 'n baie en hy kry dit toe en almal noem dit 'n midlife crisis. Maar dis eintlik hierdie ou wat eintlik net wegbreek en besluit maar los die wêreld en wat hulle van my dink. Ek gaan pursue wat ek dink ek wil doen. En ongelukkig gebeur dit nou net eers op 45. So is verspeelde jeug baie keer. Baie keer. In die sin dat 'n mens het die verkeerde goed met jou jong dae gedoen. Jy was nie jouself en dis wat jy sê. Ja, Wat uitdruk. As jy 'n baie sterk familiekultuur het vir 'n beroep. En dit gebeur veral in huise waar mense in die regte predikante rekeningkunde. Daai goed het ek gesien dan loop almal dit. dis En dan kom hier op 40, sê een van die kinders, ek wou dit nog nooit wees. Ek het 'n neef wat 'n proffie is. Hy is so 15 jaar jonger as ek. Hy sê vir my, hy wil dit nie doen. Hy wil in 'n klein dorpie 'n tweedehandse boekwinkel besit. Dis sy droom. Hy sê dit al vir my vir 20 jaar. Maar nou ja, hy gaan maar dink dit is jammer en dis waarom ek jou die vraag gevra het. Dit was my toe interessant dat jy sê hier gaan doen jy iets wat glad nie getuig van wie jou gesin of jou familie is. ja, Dis heeltemal iets anders. So jy was gelukkig, maar word jy goed ontvang by die familie of dink hulle jy's vriend? jy sien dis presies daai, nê? Wat ons sê postponed jeug, wat is die Afrikaans? verspeelde jeug. Verspeelde jeug. Ja. Dis presies dalk wat dit is. Maar as ons dit in klein terme moet sit, is dit jare op jare wat jy nee gesê het vir wie jy is en ja gesê het vir wie ander mense van jou dink. So ek probeer om nie daar te gaan om te sê ja, iemand ontvang my goed nie, want ek gee nie regtig om nie. Okay. Verstaan wat ek sê, as jy my nie goed ontvang nie, is nie my probleem nie. Want om te sê ek gee om hoe jy my, how you gonna perceive me, is om te sê ek sê ja vir jou idee van my, maar nee vir my idee van my. Verstaan? Ek is wie ek is, regardless van wie jy gaan sê ek is. En ek dink daar's obviously baie punte hoekom ons dit doen. Daai van die beroepe en goeters, as jy uit 'n familie uitkom wat nou hooggeleerdes en slim mense was,
wil jy nie dom voorkom nie. Dis vir baie mense 'n ding om dom te wees. Ja. Of om te lyk of jy nie weet nie. Ja. Almal, dit is 80% as jy's 'n 60%. Jy wil nie so presies word nie. Die ander ding is, jy's bang, mense dink jy's weird. Of mense, en daai ongemaklikheid. Ons probeer altyd ongemaklikheid vermy, en ek kry mense wat, en ek het dit opgesien, en ek het al sulke mense ontmoet, wat regtig, jy kan sien, lewe, wat 'n lewe lei, wat op die ouderdom van 70 vir jou kan sê, ek het 'n flippin lekker lewe gehad. Ja. Nee? En wat regtig lewe, en dan, meeste van die kere sal jy nie sê daai persoon is 70 jaar oud nie. Want ek voel, hoe vinniger jy gaan val in daai gemaklikheid, hoe ouer word jy. Joep. Vinniger. Ja. Ek dink so. Want ek wil dink gou daaraan, en dit is regtig bewys. Ek het nou nie resources en goeders aangebring om dit te bewys nie. Maar hulle sê, buiten al die goeders wat die slegste is vir jou, byvoorbeeld alkohol, drugs, al daai tipe goeders, is die ding wat die slegste is vir jou, is an inability to take action, inability to move, om nie te beweeg nie. Dis eintlik beter vir jou om te rook, as om op die bank te bly lê en nêrens te gaan vir die dag. So om terug te kom tot 'n topic, hoe meer jy worry wat ander mense sê, hoe meer jy worry wat ander, beweeg jy as mens. En dit is hoekom jy settle, jy gaan stagneer. Verstaan? Jy kry nou maar 'n vrou, en jy kry nou maar kinders, want jou pa het op 25 kinders gekry, jy's eintlik nie lus nie, maar jy kan dit doen, jy weet jy kan dit doen. En dan val dinge vir jou uitmekaar uit verder aan in jou lewe, want as jy met jouself eerlik was, en net daai bietjie ongemaklikheid gehad het, wat kom ons sê nie eers 2 minute sou hou, om vir jou maar te sê, luister, ek gaan nie doen wat jy sê nie, ek gaan nie nou binne die volgende 2 jaar trou nie, ek gaan nie. En jy daai ongemaklikheid weerstaan en te sê, ek maar, dis hoe dit is. Take it or leave it. Spaar dit jou 'n hele paar jaar van, om eintlik 'n draai te vat, tot Ja. wie jy eintlik is. Ek Ja. was so. So wat was daai oomblik waar jy besef het, "Joe, hierdie is iets wat ek nie vroeër aan gedink het. Ek wil dit studeer. Ek wil fotografie studeer. Ek is lus vir hierdie kunstige ding en ek wil ontwerp. En hierdie goed deel van my lewe. Wat het gebeur dat jy hierdie aha wat jou intuïsie getref het en gesê het, maar Ek is verskriklik oor gadgets en settings en goeders. Ek het van kleintyd af alles wat remote is gestrip in karretjies en soos alles altyd uitmekaar uitgehaal. So ek hou van tegniese goed, en die fotografie het it strike me as something very technical, wat dit is. Ja. Wat ek toe later dan leer. Maar die ding is net, ek hou van daai, hier's vir jou taak, jy het 5 dae, jy moet met iets opkom. Ek dink daai vrye teels van doen wat jy wil doen, is vir my, was vir my die lekker daarin. Dit was die lekkerste, stresvolste tyd van my lewe, kan ek sê. Regtig, ja, ek het soveel van gehad. Dit was stresvol, en jy het ook nie geweet wat jy doen nie, maar jy het jou beste gegee vir dit. En dan het jy ook 'n lekker smaak van die lewe gekry. Daai een lektor het dadelik vir ons gesê, toe ons eerste taak en goeders ingee, ek gaan nie vir jou sê hoe goed jy is nie. Dit is nie wat ek hier is om te doen nie. En ek bedoel, daai klasse was voor 30 mense, kom jou projekkie voorop, en hulle begin om goeders te lys wat fout is met dit. Dit is so regte wêreld. Hulle het dit gedoen om jou beter te kry, maar baie keer in die regte lewe, in die werklikheid, doen ons dit net omdat ons kan. ja, of om iemand af te kraak. Om ons eintlik pessimisties is. Ja. Soos iemand wat 'n boek resenseer. Wat nou met die rooi pen is. Ek mag nou in die koerant gaan skryf oor hierdie. Ja. En nou kyk ek en ek vind foute van die bietjie gebeur, want ek maak. Dis is eintlik ook 'n gevoel oor geskiedenis. En dit is heel lang.
O, vertel. Soos presies soos daai van mense het hulle eie persoonlike gebeurtenis van hoe dit was. En dan skryf jy dit en generasies op generasies leer daarvan. Maar jy was dalk eintlik 'n rol. Jy was dalk eintlik verkeerd. Verstaan wat ek sê? Ja. Ek bedoel COVID gaan vir my wat nog nie 'n karpaaiement moes betaal en versekering en huur en goederes moet betaal, dieselfde wees as wat dit vir my ma was. En vir my pa was wat hulle goed het nog steeds afgaan, hulle moes planne maak. So as ons oor 10, 15 jaar oor COVID moet skryf, gaan ek iets anders skryf en hulle gaan iets Ja. anders skryf. Ja. Dit gaan oor wie's daai persoon op daai oomblik, op daai tyd. Ja. En ek bedoel, as ons nie nou weet wie dit gaan wees nie, hoe weet mense hulle gaan weet wat dit is. Ja. Ons In daai konteks. ja, Ja, die oomblik as jy geskiedenis skryf jy eintlik 'n persoon se ervaring en ideologie. Jy gaan toe terug bly op die platteland. Kom nie na 'n groot stad toe en so nie. Wat is die rede dat jy 'n keuse gemaak het toe nou vir Brits? En ek sê nou maar Brit want dan weet die Ja. mense wel Brits hulle moet jou hulle Ja. ken seker almal nie, nee. Brits. ja hulle doen mense jou mense gebruik. Maar wat het jou so toe geneem? Want baie ander jong mense het gesê, nee, nou is ek 'n fotograaf. Ek gaan nou kyk of ek in Londen 'n werk kan kry. Ja. Hoe was jou dag? In jou keuses. Wat het ek beïnvloed? Ek weet nie, daar het seker 'n gedeelte van comfort gegaan saam met ek dink nou daaraan, obviously het ek daai tyd baie vrae ook gehad om soos wat ek sê om waar gaan ek werk en goeders, maar ek het werk gekry by 'n plek, myself goed opgewerk, baie lekker gewerk. Dit was 'n klerefabriek gewees. Ek het klere design en goeders. Ek het vir hulle foto's en goed geneem en min het ek geweet 2 jaar later gaan hulle toemaak. Ja. Verstaan, so ek verduidelik dit altyd so en ek het nou nog met my vriendinne oor gepraat, is dit soos daai games wat jy speel met die karretjies en dan het jy checkpoints. Maar jy kan voor jy hierdie checkpoint deurgaan, kan jy gaan rondneek en jy kan tussen die bome of wat ook al gaan ry en draai maak, maar die tydstap, maar die reis gaan nie aan totdat jy nie deur daai checkpoint is nie. Ja. So jy kan op 15 minute wees, almal is al klaar, maar jy is op by checkpoint 1. Ja. En totdat jy nie leer wat jy moet leer om deur daai checkpoint te gaan nie, gaan jy nie deur daai checkpoint gaan nie. Ek dink daar's definitief iets wat ek het goeders geleer en ek dink daar's definitief iets wat ek moes leer Ja. by die tyd wat ek daar gewerk het. Ek bedoel, dit was my eerste werk gewees en hoekom my besigheid toe nie gewerk het nie, maar na die 2 jaar toe werk het. En ag, dis eintlik vir my om terug te kom tot die ding van hoekom Brits is ek hou nie van hierdie is vir my te besig. Hierdie ratreis wat ons inlewe. Hoe kan ek sê die 4 by 4 meter vertrek wat jy nou jou hele lewe moet uitpak en jy's net deel van hierdie ek kan nie daarvan nie. Ek bedoel ek stop 4 keer en draai ek regs dan as ek by die werk. Soos It's life for you. En dan 40 minute as ek hier by 'n groot mall gaan terug, weet. 40 minute aan die ander kant toe soos in die Bosveld. So dit is eintlik baie nice. Die idee wat mense het van 'n sekere plek, van 'n sekere is jou idee. Ek bly buite die dorp op baie rustig. Ek hoor so nou en dan 'n trok. En as my bure braai, maar dis op dit. Dit is rustig en Baie. my honde en ek kan tuin maak soos ek wil en ek kan verf daar en net wees. Ja. En ek dink ek is obviously nie vas daaraan te sê ek sal nooit trek op wat ek wil. Maar ek sal weet wanneer ek Ja. Dis interessant. ek sal ongemaklik genoeg wees Ja. en dan moet ek trek. Jy praat van daai ruimte, die 4 meter waar jy hele lewe moet inpak. Ja. En dan kan mense sê met tegnologie en met boeke en met mense kan jou wêreld groter maak in jou kop. Maar daar's iets baie aards omtrent ons mense.
Die oomblik as jy groter fisiese ruimte het, met meer aarde, grond, sand, gras, blomme, diere, dan word jy wêreld vir hom. Dit Absoluut. is 'n groter wêreld. Dis 'n wonderlike ding daai. Met ander woorde, jy het met 'n vloei gegaan, soos dinge natuurlik gevolg het, en jy het daarbey aangepas en nie weerstand gebied nie. En as jy terugkyk, dan sien jy my het uit elke omstandigheid die beste gehaal, dinge geleer, en dit het jou voorbereid gemaak vir 'n volgende omstandigheid. En wat vir my baie mooi is, en dit wat ek hoor, en ek kan vir my sê as ek verkeerd hoor, jy het 'n ma gehad wat julle toegelaat het om te wees. En jy het groot geword as 'n kind wat kon voel wat is volgende. En jy is beslis nie besig om jeug te vermors. Dit klink nie vir my so. Dit klink vir my jy is baie gelukkig. Maar nou goed, ek wil 'n bietjie hierdie goed ontgin, want nou gaan ek vir mense sê waarom ek en jy met mekaar praat. Ek sit op Instagram een aand voor die televisie en ek kyk nie meer die seep in. Ek het verlede jaar besluit, dit is nou tydmors en ek Werk nou nie meer nie. stel nie belang. Maar nou sit daar met die honde en die TV is aan en ek het die oorfone op en ek is op Instagram en hier kom hierdie reel. En dan sê die jong lat wat praat en dink as jy in 'n bakkie gesit en praat van 'n kar. Het ek dalk nie geluister. Ja. Maar dit sonder dit so kunstige agtergrond is om die hele spyl waar jy in die video inskroon kom inval en sê, hoor julle, ek wil gou praat. Ek was gefascineerd deur die hele konteks met die verdamp kapsels. Hier is iemand wat bloedjonk is, maar wat so oor die lewe dink, maar wat interessant vir my is. Jy dink nie soos die boeddiste of soos die Christene of soos die. Ek kon dadelik iets by jou hoor van 'n autentieke jy. Ja. Jy praat nie in denkskool nou. Vertel my daai storie. Ek voel dit nou nog. En ek het nog altyd die gevoel gehad. Ek het net nie geweet hoe kan dit gebeur nie. Dis so 'n mooi ding wat mense sê. You need to know what it is. The how is not up to you. Ja. Verstaan? You need to know what it is. En ek het net geweet dat ek sal en ek gaan nog met mense praat. En nie wat mense wil hoor nie, maar wat ek wil sê. Ek weet nie hoe weet ek dit nie, ek weet nie waar dit vandaan gekom nie. Dis net vir my. En as ek nou daaraan terugdink, ek sou niks verander het nie, maar as ek kon, sou ek beheer gevat het op hoërskool en van myself en daai confidence wat ek nou het vroeër wou. Baie van dit, ek weet daai is nou 'n bietjie meer abstrakt, maar baie van dit het ook gekom van wie mense dink ek is. Dit is 'n open vulnerability wat ek daar buite sit van my. Daar's vir my niks so triggering soos iemand wat dink dis nie sy tipe ding. Daai van net daai boksie plaas, daai mure sit en sê okay maar dis wie hy is en dis wat hy kan doen. En ek het agtergekom dis vriende. Vriende doen dit ook. Ag nee man, reels is nie vir jou. Ek kan net nie met daai nie. En dit is hoekom ek dink ek nooit ook sal stop nie. As ek wil sal ek, want ek voel ek doen wat ek wil. Ja. Mense daag vreemd op teenoor jou. Maar dit is eintlik oor hulle vasklou aan wie jy was. So, mense se idee van jou groei nie saam nie. So eintlik wat my ook inspireer vir hierdie video's wel in die begin te toon my groei. En dit is vir my 'n commendable ding om ek het gedink dat ek sou nooit voor 'n kamera kan sit en praat en goeters nie. Nou dit kan doen. En dit is 'n daai klein bewegings. So 'n ander vrou wat ek volg en ek hou nogal baie goeters dop. So sy was by die gym, né? Sy het by die gym gewerk. Hulle het toe later aan gyms begin besit. Wat hulle vir daai mense gesê, hulle het met 'n groep begin. Dan sê hulle al wat jy moet doen is maak net elke dag jou bed op. En 8 uit die 10 mense was elke dag by die gym. En is dieselfde mense wat hulle bed gaan opmaak het. Want
daai klein goedjies maak momentum. So die feit dat ek kan 'n video begin neem het vir myself en praat en myself wil buite sit om dit doen gee blootstelling, mense kom en mense DM jou, kry daai momentum om te sê, okay, maar as ek dit kan doen, dan kan ek 'n groot kliënt ook hê. Of dan kan ek gaan travel. Ja, Of 'n internasionale kliënt hê. Of wat ook al. Dis soos daai gewig wat jy probeer optel, jy kry dit nie reg nie. Op 'n dag kry jy dit reg. En dis vir my daai, dis vir my net nog iets wat ek weet ek reg kry. jy kan doen. Ja. En hierdie week toe het iemand op Facebook gesê, mense dink dit is maklik om content te create. Ek haal hom nou verbatim aan. Hy sê, dis nie so maklik soos wat dit lyk nie. En hy het nie meer onderwerpe nie. Sal die mense nie asseblief vir hom 'n lys onderwerpe in die kommentare plaas, Wat hy oor moet praat. waaroor hy moet praat? Wat dink jy daarvan? Want my eerste gedagte was, Nee. ek dink daarmee maar eers ophou praat. Ja. Want wat jy nou nog die hele tyd sê is, ek daag op na die wêreld of na enige iemand toe met wie ek is. Ek het iets om te sê, ek het iets om te gee. Daar is, ek het myself in 'n rol geplaas, ek wil graag op video wees, ek wil graag elke dag iets sê, maar ek weet nie wat nie, so sê vir my, wat moet ek sê? So dis, vertel julle vir my, hoe moet ek opdaag? Ja, Dis wat dis ek nog 'n situasie van nee vir wat wie ek is, nee vir wie ek regtig is, ja vir wat jy wil hoor, want ja vir die likes, ja, ja vir die exposure, Dis- maar nee vir wat jy oor regtig praat. Ek dink nie dit is op 'n authentic basis gebou nie. dis, En alhoewel ek sien ook gister 'n ding, ons gaan nou terugkom by. Ek sien ook gister 'n ding wat 'n ou sê, authenticity is dis 'n klug om authentic te wees. Want mense act. ja, Nog steeds. Wel, tot 'n mate. Ek kom en toe daar ek sê, you can still be authentic and read the room. Verstaan? Jy is slim, hoor. Ek Ja, ek kan nee, jy is slim. ek kan nog steeds myself wees, maar ek kan weet om te sê, hoorie, daai denim pas nie by daai. It's not, dit is nie die, jy volk 'n vibe op, jy neek op. Ja. Verstaan wat ek sê, dis nie die plek om dit te sê nie, maar jy kan nog steeds 'n eerlike mens wees, want jy lieg nie as jy nie iets sê nie. Ja, As dit iemand gaan seermaak, maar dit onvanpassig wees, but it's just not the time for it. As jy nie oneerlik, jy's nie oneerlik om nie vir iemand te sê wat jy is oorgewig nie. En dat persoon weet dit intendeel. Verstaan? So jy kan nog steeds jouself wees, maar jy hoef nie lelik te wees. Ja, vir julle te wees nie. Ek is bly jy sê dit. Want baie mense dink om alles te sê wat ek dink, en totaal blaatant Is ondiplomaties te wees is autentiek. Dit het niks daarmee te doen. Om autentiek te wees het te maak met my innerlike kern wie is ek. Is ek besig om eerlik in lyn daarmee op te tree. Dit beteken nie dat, en ek hou daarvan en ek gaan jou stelling steel. Ek hou van wat jy gesê het. You can be authentic and still read the room. Ja. Want ons het hoede wat ons opsit. Vir spesifieke plekke, vir spesifieke rolle wat ons speel, maar dit beteken nie daai rol trek 'n streep deur wie jy is nie. Dis 'n effense styl aanpassing. Absoluut, ja. Dis eintlik al wat dit is. En dit is soos daai you can still be authentic and read the room. Ja. Is 'n net 'n voorbeeld van baie ander goed wat op dieselfde tyd kan waar wees. Soos dit. Gelyktydig. Ek kan iets glo, jy kan iets glo, maar ons kan nog steeds 'n gesprek voer Ja. regardless van wat ons glo. En dit kan waar wees op dieselfde tyd. En ek wil nou nie dieper daarin delf nie, maar dit is so Afrikaner ding Ja. wat ons is as mens, is dat nee, dit kan nie. Dis verkeerd en verkeerd is verkeerd. Dis hoe ons is. Dis nou maar hoe ons wat gemaak en so gelaat staan. As een waarheid. Verstaan wat ek sê? Dis of jy hierdie een boek het dit gesê, mense dink in wit en swart. Ja. You need to think in color. Jy moet dink in kleur, nee. Die feit dat jy jou steak medium to rare eet, maar hom 8 minute aan die een kant los en 8 minute aan die ander kant los,
maar ek hou van myne ook medium to rare, maar ek doen dit 10-10, voel ek, jy doen dit verkeerd. Dis hoe meeste mense dink, en ek bedoel as jy oor die kleinste topics, daar is nou 'n stupid voorbeeld, so kan dink, dan dink jy oor die groter goeders ook so. Dit is so. So om terug te kom tot daai van, om content te create wat mense wil sien, ek het met 'n ander vrou ook so gesprek, ek sê, dit is hoekom ek so 'n bietjie 'n breek gevat het van social media af, net so by Cashfees account, reg deur tot hier amper einde Januarie, want toe sê ek net, wie sê, wat wil ek doen hierdie jaar, wat's vir my belangrik, nie to sit in that, nie hoe wil ek hê mense moet my perceive nie, maar wat wil ek deel, wat wil ek sê, toe sê ek vir haar ook, soos my kosmaak video's wat bietjie snaakser is, want ek dink ek is snaaks hier en daar, kry meer likes, mense hou meer van dit, maar ek gaan nie meer van dit doen nie, want ek hou van die dieper goed wat ek wil doen. Ja. So ek gaan meer van dit doen. Ja. En of ek nou 40 likes hier kry, maar 200 likes daar kry, ek gaan nie ophou met dit nie. En ek gaan ook nie, die laaste ding wat ek gaan doen is om 'n poll op te sit, wat jy vra wat wil mense sien. So ja nee, ek stem saam, vat 'n breek daarvan af. Moenie dit gaan vra jouself wat wil jy bereik met dit? And then you do exactly that. Weet jy, ek het nou die dag 'n video gekyk, die man wat die anker is, het vir sy een gas gesê, van die kykers vra, hulle moet die video's korter maak. Toe sê hy, ek gaan dit nie korter maak nie. Ek wil baie diep en in detail my onderwerp in. Hy het daai besluit geneem, want dis wie hy is. 'n Ander ou hoef dit nie so te doen. Jy kan dieselfde diepte hê, maar korter. Maar ek dink, dit het my getref dat iemand op sosiale media kan sê, ek gaan nie aanpas by wat my volgelinge wil hê nie. Ja. Hierdie is wat ek doen. Dis 'n verskriklike belangrike punt, dink ek, in 'n tyd waar enige iemand nou deesdae 'n mikrofoon kan gryp en 'n beïnvloeder wees en dan lees hulle wat is die onderwerpe en dan weet jy nie wie is die mense nie. Absoluut. As hulle nie 'n skeermiddel of 'n haardroër of iets, jy weet, verkondig nie, maar ek weet nie, wie is jy nie? Wie is jy nou? Absoluut. Daar's 'n ander ou wat ook gister gesê het, of wel nie gister gesê het nie, die een het dit gister gesê, maar ek wil eers hierdie een vertel is, hy het gesê, my video's is lang, dis 10 minute lang, of my video's is 3 minute lang, of 4 minute lang, en as ek nie jou aandag kan hou vir 3 of 4 minute nie, dan is my content nie vir jou. Kyk, Ja. 'n ander ou het ook gesê, hy is in 'n dorp, in 'n stad, en hy wil gaan koffie drink, en hy soek 'n koffieplek. Toe kom hy agter, in steede van om te gaan en vir iemand te gaan vra waar hy bly, waar drink ek koffie, maak hy sy besluit, gebaseer op die sterretjies wat het gekry het, op Google Maps. Nee? Waar dit is, dis naby, dis 'n 3 ster, dis 'n wat. Dit gee jou half daai idee, tot watter mate mense beheer word. Verstaan? Daai wat mense 'n poll maak en sê, wat wil jy meer sien op my blad, is dieselfde wat Google en groot companies doen, om te sê, okay maar, mense klik meer hierdie, so kom ons wys vir hulle meer dit. Dis presies wat jy doen. Coca-Cola het 'n masjien gemaak. Mense het in die laaste tyd, in die laaste 20 jaar, meer gesondheidsbewus begin raak, minder gasdrankies, minder suiker, meer water, daai tipe goed. So toe het hulle gegaan, en hulle het hierdie Coca-Cola masjien gaan laat. Ek het nou die dag 'n hele dokumentary daaroor gekyk, maar jy kan alles wat Coca-Cola maak, van Powerade tot Fanta, tot Sprite, tot dit, kan jy, daar's duisende opsies op 'n masjien, dan so cartridges met die flavors daar binne, en dan het hy 'n watertank. So wat dan gebeur is, jy klik, so nou kan jy kan vanilla Coke neem, met cherry Coke, met Sprite. Mense het gedink dis baie nice, nee? Ja. Daai masjiene is direk gekoppel aan een netwerk, wat vir Coca-Cola wys, wat se opsies verkies mense. En daardeur het hulle cherry Coke, en vanilla Coke, en cherry Sprite, en mango Sprite, en wat ook al,
begin introduce, want hulle lees die opnames van mense. Nou die dag 'n ding gehoor, enige inligting wat jy aan kan kry, beteken iets vir iemand. Ergens. Absoluut. So, wat ons eintlik oor praat is, minder matrix, minder beheer, minder jy wil vir my sê, ek moet my goed maak onder 3 minute, minder van my, wat opgee, om meer van jou te allow. Prakties individueel. En dit is hoekom Dis vir jou 'n dis hoekom belangrike ek- ding. Ja, baie. Ja. Dis hoekom ek hierdie boekie het. Hoe daag ek op? Absoluut. En hoe beïnvloed jy my of nie? Ek het 'n ding waar volgens ek lewe, wat ek in woorde gekry het deur 'n boek wat ek Desember gelees het, en dit is, I'll abandon anybody else before I abandon myself. I'll let anybody else down before I let myself down. Ek sal jou teleurstel voor ek myself teleurstel. Want op die einde van die dag het ek net my. Ek wat deur 'n moeilike tyd gaan, na droom, 2 die oggend, het nie iemand anders om my te comfort nie. Dis ek in my brein, dis ek en wat ek van myself dink. Daai persoon wat gesê het, maar jou stem is dit, of hierdie is dit so, of is nie daar nie. Verstaan wat ek sê? Daai beste vriend is ook nie daar om jou te comfort te sê, man, los daai tipe denke nie. So jy moet jouself op so 'n plek kry, waar jy sê, of jy aanvaar my vir wie ek is, of jy aanvaar niks. En dis een van daai goeders wat non-negotiable is. En dit is selfworth en self-love en daai tipe goeders. Ons lewe ook in 'n tyd waar mense dink, dis mooi en hierdie journey en goeders is mooi. Dit is nie. Okay. Dit is nie altyd mooi nie. Daai ook wat ons gesê het by die vloei. Ja, ek het gegaan op dinge wat my vloei. Daai vloei is nie noodwendig altyd vloei nie. Dit voel nie altyd soos vloei nie. Dit was my ma, by wie ek werk gekry het, wat vir my gesê het, jy gaan nie so met my praat nie, jy moet vir jou baas gaan soek. En dan gaan werk jy vir hom, want jy gaan nie met my so praat, so stap jy uit. Dit was toe ek 'n werk gekry het by iemand anders. En dis toe waar ek geleer het, 2 jaar daar gewerk het. Maar ek sê, verstaan wat ek sê? So, die vloei is nie altyd soos wat alles uitmaak om, ek het hierdie trip gaan vat, en ons het deur die Europa tour gaan doen, en daarna het ek 'n calling gekry. Nee, Daai vloei was amper, ek sien hierdie rivier, kanoe in die stroomversnelling, en toe kom die afgrond, toe sê jou ma, af as jy met daai bootjie. Ja, absoluut. So, die vloei is nie altyd mooi nie, en ek dink as ons terugkyk na baie bekende mense, en mense wat regtig 'n verskil gemaak het in die wêreld, en ek glo beslis daar's die mense wat die meeste verskil gemaak het in die wêreld, weet ons nie van nie. Maar as mens so terugkyk na dit, enige suksesvolle mens, enige mens wat regtig, soos ek sê, 'n verskil gemaak het, het deur 'n tyd gegaan wat niemand van weet nie, en hulle volkome sal verstaan as jy nie daai deel weet van hulle nie. So enige persoon wat gelukkig is, suksesvol is, die lewe nou lewe, deur 'n tyd gegaan waar dit nie so was nie. Ons is delusional as ons dink almal se lewe was olly jolly en dit het net gegaan oor, weet, somers en seevakansies. Dis nie almal se lewe nie. Soos ek wat sê, ek het 'n perfekte lewe gehad. Seker, ek het 'n betrokke ma gehad, ek het 'n betrokke pa gehad, ek het kos gehad elke aand. Ek het nooit oor goeders ge-worry wat ek as kind nie eintlik moes oor worry nie. En wanneer ek het, dan het ek mense gehad. Ek het met sielkundiges gaan praat oor 'n tyd in my lewe waar ek baie meer verantwoordelikhede as kind aangevat het in mense se probleme wat nie myne is nie. For some reason, en dit was ek gelees het. So daai support was daar,
my maat geweet, sy kan my nie help, en dit is so gaan praat met iemand. So, in daai opsig het ek 'n perfekte lewe gehad. Niemand is perfek nie. Daai boek wat ek gelees het van Louise Hay, briljante boek, You Can Heal Your Life, wat sy sê, we are all victims of victims. Nee? As jy jou ma wil verstaan, as jy jou pa wil verstaan, hê met hulle 'n gesprek en imagine wat hulle as kind deur moes gaan om te wees wie hulle nou is. Want ons het almal nog steeds daai 4 of 5-jarige kind in jou wat neig na iets. Ja. En dis hoekom ons opeindig as groot mense om te overcompensate. Ek het met my ma die gesprek gehad en ek het 'n bietjie met haar oor haar kinderjare en goeters gepraat, en sy het tussen haar ma en haar pa groot geword en hulle was jong ouers gewees, geskei. Obviously was daar tensions en goeters en nie almal het altyd eye to eye gesien nie, en so sy het nie regtig eintlik op 'n baie jong ouderdom 'n plek van belonging gehad nie. Verder aan in haar lewe, soos sy ouer geword het op hoërskool en op so, het dit meer stabiel geraak. En baie mense weet dit van hulle ouers, né? Jy het al daai gesprekke tussen met haar. Maar ek kan nou sien hoe dit opdaag in haar lewe. Ja. Die bediende by die werk kry 'n kind, né? Dan sal sy reël vir kotte, sy sal reël vir prams, die klere. Sy sal byvoorbeeld vir my kom kyk by 'n event. Sê byvoorbeeld ek gaan hardloop of ek het 'n CrossFit kompetisie wat ek wil, dan sal sy opdaag met chocolates, Powerades, alles wat sy moontlik aan kan dink wat ek mag sal sy daar hê. Want dit is 'n mens wat as kind geundercompensate was vir, wat overcompensate nou in jou lewe. En alhoewel dit 'n goeie ding kan wees, kan dit ook nie so goeie ding wees nie. Van die verkeerde mense gaan in daai comfort sit en verwag jy met jouself oor en oor bewys, want jy is so gewoond om te overcompensate vir mense. So dit is hoekom jy eintlik, dis jou verantwoordelikheid om 'n dieper understanding te hê van jouself en van mense wie jy liefhet. Mense sny byvoorbeeld nie net af uit moeilike gesprekke uit net omdat dit vir hulle moeilik raak nie. Dit krap iets oop wat daar was. En baie keer hoe ons optree, ons tree op uit 'n manier van, maar hoekom doen jy dit? Ons bevraag dit. In steede van uit 'n plek uit van, maar ek wil verstaan. Jy hoef nie regtig rede te hê nie, ek wil verstaan, hoekom voel jy so? Ek het ook groot geword van, nee man, mens voel nie of mens huil nie altyd soos dit nie. En sowel jy daai talk nodig het, baie keer in jou lewe, het jy ook iemand nodig wat dan sê, maar hoekom voel jy so? Hoekom voel jy kan nie genooi word na daai maatjie se partytjie toe? Dis waar hy goed begin. Dis waar het begin. En ek gaan dit plain Afrikaans sê, want meeste ouers praat so met kinders, mense huil nie oor sulke kaap. Dis wat ons vir kinders sê. In steede van om te sê, maar hoekom voel jy kan nie maatjies wees nie? Hoekom voel jy kan nie maatjies kry wat jou regtig eintlik jou maatjie wil wees en by jou wil kom kuier nie? En dan hoor jy, want jy skep 'n spasie. Jy skep 'n spasie vir daai kind om eerlik te wees met jou. Maar jy skep ook en jy kweek ook 'n volwassene. Ja. Wat gaan oop en eerlik wees en sê, ek hou nie van hoe hierdie my laat voel dit nie, en ek dink nie ek wil veilig gaan met dit. Nou, omdat ons nie dit gehad het nie, en omdat ons nie nou, want ons kan niks doen aan wat ons gehad het nie, maar ons kan nou kies om awareness te kry rondom dit, en omdat ons nie dit kies nie, bly ons net aangaan, en dan wag ons tot hierdie klein gevoel van, ek is eintlik nie gelukkig nie, iets sê vir my, ek wil nie elke Saterdag by hierdie mense gaan braai nie. Nou wag ons tot daar 'n bekleierery is op 'n Saterdag, en daar's lelike boodskappe, en dit is egskeidings, en dit is alles, waar dit eintlik kon begin het deur, as jy voel, jy kan 'n spasie skep, waar jy kan eerlik wees oor hoe jy voel, sal jy uiteindelik baie anders wees. Dit kom weer terug tot daai, jy kan nie na die volgende level toe gaan, of na die volgende checkpoint toe gaan, tot jy nie geleer het wat jy moet leer nie. Die tyd gaan aan, jy word ouer, tyd gaan verby, want as jy nie leer wat jy moet leer,
dit nie. En dan kan mense sê, ja, maar dit maak nie sin nie. Okay, so hoe kry mense gevalle waar jy 'n man kan kry op 24 en 'n seun op 34? Maar daar's party checkpoints wat nie gecheck is nie. Party het dit gehardloop. Ja. En dis absoluut Ja. reg. Jy kry mense wat op 35 geen accountability kan vat nie, in so 'n comfort bubble is om te wees waar hulle is en so gemaklik te wees. En dan kry jy mense wat 10 jaar plus jonger is as hulle, wat die wêreld op hulle skouers vat en Ja. weer die bil by die horings vat. Ja. En dan is dit baie vinnig om te sê, ja, maar die lewe is onregverdig. Seker, as jy daar op die bank lê en kyk, seker maar, nee. Ja. Weet jy wat 'n prentjie kom in my kop op toe jy dit nou sê? Daai een wat nie besef dat daar iets op my gebeur toe ek dalk 3 jaar oud was. En daar was 'n seer moment. My maatjie het 'n ander maatjie bo my gekies of hulle was lelik op 'n partytjie met my. Daai klein seentjie of dogtertjie, daag partykeer op 50 nog op en vir. En weet nie Absoluut. dat daai, hoe praat die Engelse van 'n knee-jerk reaksie. Die oomblik as daai knoppie gedruk word, dan whoop, rol ek die tannie of die oom van 50 op. En daai klein kind daag op. En daai klein kind speel die speelietjie van 'n kleuter in daai verhouding. Absoluut. Onvolwasse reaksie. En dit kring uit, wel. dit kan so uit in die, Ja. en dit bemoeilik verhoudings. Die hartseer van hierdie lewe is dat ons het 'n generasie van ou mense, 80 plus. Hulle het diep seer en in hulle jare was dit 'n taboe om te dink jy gaan tot terapeut sien. Dis nie eers iewers bedink nie. Ek het baie keer in my lewe gesien hoe van die oudste mense die mees onvolwasse reaksies toon. En dan sit harde werk om te gaan sit en te sê, vertel vir my. En om nie ook te reageer. Want ons sit eintlik met 'n klomp kinders in die lewe. En mense wat nie met die klein kind fyn leer. En dalk was die ruimte nie daar. Want hulle het ouers gehad wat gesê het, nonsens. En hulle het weer ouers gehad. So ons is almal victims van victims. So Ja. die einddoel is net, dis die probleem hoekom meeste mense dit nie opgelos kry nie. En sê ek hoekom meeste mense sukkel met geld byvoorbeeld, is want dis dieselfde prinsip. Jy soek na een oplossing wat al jou probleme Ja. gaan oplos. Dis nie hoe dit werk nie. So en hoekom mense nie daai groot daai kind in jou en daai trauma, want is wat dit is, opgelos kry nie, is omdat jy wil jou ma blameer. Min besef jy jou ma het ook 'n ma gehad. En dis kom jou ma so was. So jy wil 'n situasie kry wat jy dit opblameer en dit moet jy blaam vat en dan dink jy gaan beter wees vir jouself. Jy gaan nou beter voel, maar dit gaan konstant bly opdaag. Dit is hoe dit gaan werk. Die patroon is dieselfde. Die patroon bly dieselfde. Ek het gister na 'n video gekyk waar iemand gesê het, in die geskiedenis werk dit so, dit wat ons glo as 'n nasie vandag, het nie nou ontstaan nie. Ons basiese fondasie is gebou amper in Griekeland toe die eerste filosowe oor goed gedink het. Die goed wat hulle daar uitgedink het, ons het op het gebou en op het gebou en op het gebou en op 'n dag besef ons moet afbreek. Ons kan nie op daai aannames van 'n voorwetenskaplike oomie bou. En ek gaan nie nou die voorbeelde noem nie, want dit is nou heeltemal 'n ander gesprek. Maar waartoe hy toe spring, die analogie wat hy toe waarheen hy toe gaan, hy sê die goed wat ons lewe sielkundig die meeste beheer en opvoed is die vroegste kindertrauma. Nie die tienerjare nie, die kleuterse. Want dit was weet ons nie daarvan. Ons het daar patrone aangeleer en ons het daar selfspraak geoefen en seker goed oor onsself begin glo. As ek leef. Yep. Wat jy nie weet. Jy dink jy trek die inligting uit hierdie verhouding. Ek en jy praat vandag met mekaar, jy tree op 'n sekere manier op, wat my op 'n sekere manier laat voel en ek dink hierdie omstandigheid het my dit oor myself laat voel. Ek het dit op 2 oor myself leer voel. En daai dan herleef. Ja. Dit is presies so, maar iemand kan jou nie regtig laat sleg voel oor iets wat jy onderliggend ook glo nie. Dis soos as iemand vir my sê
jy kan nie parkeer nie. Hm. Ek weet ek kan nie parkeer nie, jy kan my dit sleg voel daaroor nie. Ja. Verstaan wat ek sê? Ja, ja. Maar as ek ook glo, Mm. as ek het nou nie lekker parkeer nie, dan is die kans so groot dat ek gaan stry daarmee. Verstaan? En dat ek daai spasie skep vir jou om my verder aan te laat sleg voel daaroor. Want ek glo ook eintlik dit. Maar weet dit van jouself. Sê my saam. Ek sou sê, ja. weet dit, dis nie 'n sterkpunt van my nie. Hmm. Dit is nie vir my iets waarop ek iets probeer bou nie. Ja. Ek gaan nie my selfbeeld daar bou. Ja. Wat ek daarvan dink of nie dink nie. Ek is 'n spektrum van swakhede en sterkpunte, van skadu's en van ligpunte. Hmm. En as ek dit weet, sit ek stewig in die saal. Ek verwag nie van myself sekere goed wat ek nie kan lees nie. As ek mense trou, sê ek altyd dieselfde ding vir hulle. As julle van mekaar gaan verwag om die swakpunt te verander in 'n sterkpunt voordat jy liefhebbaar kan word, moet julle mekaar maar nou voor die treks toe los. As jy nie kan aanvaar dat jy het sterkpunte en is in areas waar jou lewensmaat dalk swak is en dat jy kan aanvul eerder as om vanuit jou sterkte te oor te sê, hoekom kan jy nie hierdie ding regkry? En dan word daai druk op hom sit dag. Nou probeer hulle soos jy sê opdaag en hulle werk aan die swakpunt werk en hulle word nooit wonderlik daar. Dit neem al hulle energie. Na 2 jaar sê die lewensmaat weer, jy doen nog nie hierdie ding reg nie. Dan sê jy maar ek probeer so hard, ek werk daaraan en sê maar kan dit nie sien nie. Want dit is nie wie jy is. Jy is nie goed in daai ding. Nee, is nie, ja. Los dit. En hulle sê in die sielkunde dat as jy in jou sterkpunte werk, tel van die swakker is van self op. Hulle word bietjie beter. Exactly. Maar dis daai geweldige druk. Iemand het eendag vir my gesê, nou ek gaan dit maar sê, my gewese vrou het vir my gesê toe ons jonk was. Nou kyk, ons is getroud toe ek 22 is. Sy 21. Sy het vir my altyd gesê, ja, jy vertel altyd vir mense jou swakpunte sodat hulle dit nie vir jou hoef te sê. En ek het daaroor gedink. Sê maar wat is eintlik 'n tweede. Dis ek maar dit kan 'n verdedigingsmeganisme wees. Voordat jy my uitvang van myself uit en dan sê ek sommer vir jou, ja, ek is skuldig, want dan ontwapen ek jou. Nou kan jy niks sê. Maar dit mag wees, maar wanneer 'n mens krap in jouself, soos wat ek maar my jong dae gedoen het, sielkunde studeer en so. Jy krap in jouself, dan word jy bewus van dit. Maar wat 'n mens nie moet doen nie, en ek dink dit is waaraan ek skuldig is dat ek het myself aan die kruis opgehang en gestenig en gealles omdat ek nie wou aanvaar ek het hierdie swakpunte. Ja. So En dis partykeer goed wat ander mense nie eers sou sien nie. Die naweek nou hierdie een vriendin van my, ons het 'n crossfit kompetisie gedoen. Dit was nogal taaf. Maar sy kom toe laaste by die trappe af, daar was hardloop, was vir die voortrekker monument, so daar was daai trappe op en al, was eintlik regtig wild. En sy huil toe daarna en praat toe na min en goeters en later aanvra God toe, wat was dit? Was dit die idee dat jy dink mense het jou gesien na afhardloop en gedink jy's what a loser? Sy sê ja, dis ek het ook al daarmee gesukkel en mense dink 10-1 glad nie daaraan nie. Mense onthou dit nie eers môre nie. Mense onthou nie eers wat hulle gister geëet het nie. Om baie aan te sluit is om te sê, yes, ek wil hierdie jare 'n beter mens word of ek wil beter word in hierdie of ek wil beter word. Goed en wel, ek verstaan meeste van die kere wat mense bedoel, maar wat jy nie verstaan wat jy doen nie, is deur om te sê ek wil beter word, sê basies jy's nie goed genoeg daarin nie. Verstaan? Ek wil beter word om op tyd te gaan. Beteken jy moet iets verander sodat jy dit kan kry. Dit is basies negative self-talk. Verstaan? Die manier wat mense met menself moet praat is om te sê kan beter word. Dis iets heeltemal anders as om te sê dis 'n slegte punt by my, so ek wil verander. Ek wil 2 goed vir jou vra. Ja. En dis op die 2 onderwerpe wat op die tafel was. Die een gaan oor ek daag autentiek op. En ek gaan nie vir my laat beheer deur wat die verwagting is aan die ander mense se kant. Ja.
So ek bly eerlik, maar ons het nou reeds gesê, okay, but still read the room. Maar goed, ek wil weet by jou daai ding, waar tref 'n ou die goue balans tussen jy bly totaal autentiek. Jy's glad nie besig om onder druk van mense te soog om iets te wees wat jy nie is nie. Maar jy daag nie op ten koste van mense nie. So om myself te wees gaan nie begin seermaak aan ander mense of vir hulle pyn veroorsaak. Dis ook baie. Waar lê daai ding? En hierdie ding oor my swakhede of goed wat ek nie goed in is nie. En ons weet ons is 'n spesies wat onsself wil verbeter. So daar is 'n element van groei wat deel van ons almal is. Maar my oortuiging is dat mens eers moet kyk wat is die goed waarin jy goed is. Want as jy daai goed vlamskerp, word jy uitmuntend daar. En dat Want dit wat jou anders maak is dit wat jou ook so super uniek maak. Dis dit. Verstaan? Dit wat ek in goed is, Ja. dit wat 'n ander ou in goed is wat my uniek maak, wat my maak Ja. en hom maak. Ja, en dis my Definitief. geskenk ook aan die Here. Ja, Maar natuurlik, daar kan ek nog goed doen waarvan ek nie goed is nie, wat ander mense irriteer, of meer as irriteer, wat skade doen. As ek byvoorbeeld iemand is wat heeltyd laat kom, en ek is in 'n korporatiewe omgewing en ek kom elke dag 'n uur en 'n half laat, dit sal ek aan moet verbeter. ja nee. Ek sal aan moet verbeter, of ek moet besluit, ek gaan nou nie meer in hierdie korporatiewe omgewing werk. Maar ek kan byvoorbeeld nie sê, my swakpunt is nou maar ek, en dit kan maar skade aan jou doen. Dit kan ek nie doen. Waar lê dit vir jou? Want jy's iemand wat baie oor die dinge dink, oor hoe daag ek op? Waar is ek sterk, waar is so? Waar moet ek werk? Waarom wil ek daaraan werk? Wat is die verwagtinge van mense oor wie ek is? In daai twee velde van autentiekheid en swak en sterk punte, waar lê jou persoonlike filosofie? Hoe daag jy? Hoe hanteer jy dit? Ek het 'n baie goeie sê wat om te sê, I get to. Okay. Nee, om weg te breek van moeds. Nee, Ja. ek moet vroeg by die werk te wees. Nee, I get to be on time. Ja? Nee, jy het 'n kar, jy het die tyd, jy het wakker geword vanoggend. Doen wat jy moet doen. Because sometimes self-love is taking care of your finances. It is taking care of your body. That sometimes self-love is to do the hard thing. Ja. Verstaan? Ja. Dit is nie van nee, dit voel nie, want dit is wat baie mense en dit is so swart en wit dink, nê? Is om te sê, ja, maar as jy nou praat van dit wat easeful kom vir jou en dit wat authentic kom vir jou. Ek is nie goed in my finansies nie, so en dit kom nie easeful vir my nie, so ek gaan dit net los. Nee. Partykeer is self-love is taking care of your finances. Dit is om verantwoordelikheid te vat vir jou om vroeg by die werk op te gaan. Dit is wat dit is, want dit so jy moet dit altyd omswaam te sê I get to do that. Nee? Met ander woorde, om autentiek te wees, om jou binneste te volg, beteken nie, dis altyd die maklike goedjies nie. En om terug te kom tot daai ander een van, wat is die goue ding van autentiek is eers om te besef, jy's nie 'n projek nie. As jy van jou werk hou, as jy van jou partner hou, as jy van jou honde hou die dag, as jy van hou waar jy bly, as jy van dit, as alles net so easeful is en dankbaar wees, gaan op jou knie en sê dankie. Ja. Want nie elke dag gaan so wees nie. Dit is delusional om te dink, jy gaan elke dag voel, jy wil gaan gym, en jy gaan elke dag voel, jy weet, alles gaan nie elke dag perfek wees, jy is nie 'n projek nie, and that's, the thing is in there, to fall in love with the journey of it. Ja. Verstaan, om die vloei te embrace van wat dit is dat dit elke dag nie goed gaan wees nie, en dat partykeer gaan 'n ongemaklike situasie jou die chills gee, en partykeer gaan daai ding wat jy moet doen, wat gaan goed wees vir jou, gaan ongemak veroorsaak in 'n gesprek. Dis hoe dit gaan wees. Om 'n authentic lewe te lewe, mense dink dis hierdie gaan van 8 tot 9 vir 'n draf en lees 'n boek van 10 tot 11 en dan gaan jy vir etenstyd saam met jou vriende en dan dalk bietjie werk, want dit voel of jy dit vloei. Partykeer soos is om te
Jy moet doen wat jy moet Moet doen. doen. Jy moet doen wat jy moet doen. Ja. En die rede is om goed te doen en dit is elke ou vir homself, om easeful te wees. Verstaan? Ek sit byvoorbeeld nie hier en dink, "Jesus nee, kom kan ons nou klaar kry met hierdie ek het werk om te gaan doen." Ja. Want hierdie is vir my easeful. Ja. Maar wat nie vir my gaan easeful wees nie, is om byvoorbeeld in 'n produksieplek te gaan werk waar goeie so moet loop. Dit kom nie easeful vir my nie. Ja. Ek hou nie daarvan. I like to create the flow Ja. with things. Ja. En dit is wat vir my easeful kom. So ek hou daarvan om vir myself te werk, maar ek moet ook partykeer sê, luister, sit hierdie leer nou op die tafel, want môre oggend moet jy bankstate en goeders inlees, en you get to do that. Nee, jy moet nie, you get to do that. Jy is so geseënd om eerstens 'n leer te kan hê met bankstate in. Ja. Want jy moet wys wat kom in, wat gaan uit. Ja. En jy het finansiële probleme. Jy is eintlik so geseën. Daar's mense wat nie 'n sent het wat hulle moet kan rondskuif of wat ook al nie. En dis ook nie lekker nie. Kom ook nie altyd easeful nie. Ek moet sê vir myself, hoor, dit is bietjie agter, doen dit. But doing that is taking care of myself, it's taking care of my business. Dit is eintlik te sê, okay, maar ja vir my. Ja, vir jou. Ja. En die ding wat ek het amper gelag toe jy dit sê, want daar's iets wat baie sleg sou wees. As daar nie 'n leer gelê het met bankstate nie, en jy het dit gesê, jy is eintlik dankbaar jy het 'n leer met bankstate. Dit is 'n bietjie werk, maar jy het kon nog nie 'n finansiële leer in jou lewe gewees. Exactly. Jy het dalk niks gehad. Ja. Beslis. So harde werk is baie keer so moeilik as wat dit is, iets om publiek dankbaar voor te wees. En dit is wat my so ook inspireer om nie ander mense se goeders te verander nie. Ja. Nee, om nie ander mense se visies, se ideologie en alles te verander nie. Ja. Soos ek is nie om jou te oorreed nie, ek is nie om jou te convert en te maak in wie jy nie is nie, want ek weet hoe moeilik dit is om te verander. Ja. Ek weet hoe moeilik dit is om, as jy nie 'n admin persoon is nie, 'n admin persoon te word. Ja. Of as jy nie 'n fikse persoon is nie, om fiks te word. Ja. Ek weet hoe moeilik dit is. So dink dit gou hoe out of my mind moet ek wees om te dink ek gaan jou kan verander. Ek weet hoe moeilik verandering is. En soos ons gesê het, verandering is nie altyd mooi nie. It's blood, sweat and tears partykeer. But it's doing the right thing. Ek het so 'n mooi ding gesien waar iemand ek love die algorithm vir myself op Instagram, waar iemand huil in 'n kar en hulle sê, sometimes doing the right thing for you also feels like this. En dis waar. Verstaan, ons dink om nee te sê vir daai werk, gaan dat jy nou uitstap en jy kry 'n ander werk en dis net so mooi. Ek moenie my eers vra waar al hierdie soos delusion ontstaan het nie. But it does exist. Iewers is gemaak deur mense. Maar ons word so vinnig teleurgestel want ons sit hierdie beeld op van hoe ons moet wees. En ons kyk eintlik as ons na onsself as projekte. Ons dink jy moet so wees en jy moet so perfek wees, en dit is hoekom ek sê ons maak sulke goeie verbruikers, customers. Want as ek kan vir jou laat dink like hierdie handsak is belangrik en mense gaan jou anders sien, dan gaan baie handsakke koop. Daar's so 'n ander teorie wat hulle sê die Ferrari teorie, die red Ferrari teorie. Wat sê jy dink as jy 'n rooi Ferrari ry, mense dink, "Wow, hier is hierdie ou se ry." Maar mense doen nie. Dit is een van die myths en psychology van geld. Is mense dink nie, "Yes, maar jy's 'n ryk of wat." Mense dink, hoe sou hulle voel as hulle 'n rooi Ferrari koop? Ja. Dis wat mense dink. Ja. Bro, as ek iemand sien met 'n nuwe foon, dan dink ek, "Yes, ek sou voel dat ek 'n bietjie nuwe foto's kon neem op 'n foon wat niks op het nie. Dit sou nou lekker wees." Ek dink nie, "Wow, yes, jy's cool, jy het 'n nuwe foon en nou is jy ryk en..." Ja. En dis waar mense delusional is oor wat
wat mense dink van goed. Mense dink eintlik nie oor ons nie. Mense Dink dink oor hulle self. Absoluut, ja. Ja. Ek dink wat sou ek nou as hulle dieselfde soos as jy vir iemand kyk en hulle is oorgewig en goed en jy sê maar ek kan nie dink hoe hulle gelukkig nie. Ek kan nie dink hoe hulle gemaklik is. Jy kyk na ouer mense en jy kan dink ek kan nie dink hoe jy nog die wêreld gaan geniet nie. Kyk hoe lyk jy. Wel, sorry to say, maar dit is wat jy al hoe jy dit kan dink is want jy hou dit teen die narrative van dit is wat jy sou doen as jy in 'n situasie. Dis nie wat ek wil hê. Dis hoe dit werk nie. Ek het so dinge in die week ook opgesit. I am not what you think of me. You are what you think of me. Wat inspireer jou as jy een enkele tema kan gee? Wat inspireer jou om jou kamera aan te skakel om te praat? Wat is daai brandende ding wat in jou is? Dit hang maar af van seisoen tot seisoen. Wel, dit kom nou al 'n paar maande, so dit hang maar af van hoe ek voel oor goeters, maar iets wat duidelik uitgestaan het is hoe ons dink oor liefde, hoe ons dink oor self-love en hoe kan ek sê half vasgevang word. Kan nie 'n mooi woord dink nie. Deur iemand, jy weet in hulle kloue in vasgevang word. So beheer word deur iemand. Meeste van die goeters hierso hou verband. Hierso is iets oor soos ek kyk byvoorbeeld Nietzsche, ek weet nie wie dit is. Dis psychology truths en daai tipe goeters is hierso in. En hoe mense oor die lyn commitment verstaan liefde weer. Busy is a form of polite rejection. Real connection is about intention and not affection. When I speak up, hierdie is eintlik baie goed. Ja. Dus hierdie is die tipe goed wat my kamera laat gaan. Vertel ons, jy het ons nou in die Wat sê, when I speak up, am I talking bad about you or is what you did bad and I'm talking about it? Is what I say wrong or is what you did wrong and I'm saying it? Is it slander or is it true? Is it shit talking or is it your personality on display? Is it gossip or is it you made your bed, you lie in it? I can't lie. I can't make shit up. And why would I? If you don't want to be described as incompetent or inconsistent or selfish, have you ever tried being competent, considerate, and consistent? Dis die tipe goed wat my wil maak. En iemand anders het daai gesê. Dit is net ek wat dit neerskryf wat definitief wat daarvan hou en dink hier's trek daai werk. Ja. Dis die tipe goeie wat my aansit. Dis hoekom ek hierdie ene saamgebring het. Soos byvoorbeeld my 1 sterre app. Ek hou nog van die sterre app. Hy het vir my gesê ek kan jou dag gesny soos dit. Dit's my interessant wat hy se nou en dan sê want hy gee baie interessante goed. So hy sê, your lover is a ghost. It is a figment of your imagination. Stop waiting for someone to become who you need them to be. They already showed you their true colors. You fell for the potential, not the reality. Time to grieve the fantasy and make room for something new. Wow. Hierdie was my vriendin se sterre app wat sê, don't keep a torch lit for someone that stopped looking. Ja, nee, sulke dingetjies. Ja. Wat net regtig my move. En hierdie ander een wat ek ook met 'n vriendin het gepraat, ek het 'n video nou onlangs al gemaak van I checked your cup to see if you had enough and you checked mine to see if I have more than you. En dis baie keer die geval. Ja. Dis wat ek ook agtergekom het soos met hierdie hele video ding en oor hierdie vir my 'n ding geword het is ek weet ek praat die waarheid. Ander mense weet ek praat die waarheid. Ek weet ek is true to myself wat ek al sê. Baie ander mense het hierdie goeters gesê. Ek vind inspirasie daarby, sit bietjie goeters by. Dis waar my inspirasie, want ek voel ek is nog steeds uniek deur om dit te praat want dit het vir my sin gemaak. Ek met 'n twist of iets soos dit. Met jou daarbey. So, nie om te vra wat wil jy hoor nie. Nee. Ek gaan sê wat vir my uitgestaan het, dan gaan ek jou vertel. En om terug te kom daai van die koppie, en dit is wat ek agtergekom het, die oomblik toe ek ja begin sê vir myself, ja, ek het eintlik die confidence om voor 'n kamera te praat. Ja, ek kies myself nee vir wat jy van my dink. Toe begin ek agterkom, maar alhoewel ek weet ek praat die waarheid, ek weet ek is authentic wat dit aanbetref. Trek ander mense die koppie teorie
op jou en dink maar alhoewel jy hierdie waarheid praat, ek het van jou gehou toe jy vulnerable was en nie, ek gaan dit nie like nie. Dit is wat ons dink. Ek het dit al gedink oor iemand en dink ek, yes, hulle doen goed, ek's regtig trots op hulle bemarking en goeders. Maar uit julle sê uit gaan ek dit nie like, ek gaan dit ondersteun nie. Verander ek het? Ja, definitief. Now I'm people's biggest supporter, want ek het begin besef, as jy lag, gaan lag wel soms jy alleen. So as jy sad is, of as jy 'n downer is, as jy alleen down, van ons duisende ander mense, wat jou plek sal vul, om daai mense te ondersteun. So ondersteun hulle. Kan nie sit en sê, ek was al perfek, en dit is nie, ek het ook al, kyk mense so goed so, dan dink ek, jy doen eintlik nou 'n bietjie te goed. Ek was daai mens gewees. Gaan jy so 'n bietjie afbring nou? Dis wat mense doen, en hulle dink hulle bring jou af deur om nie jou goed te like. Ja, nee, wat? Verstaan wat ek sê? Ja, nee. Ek was ook, dis 'n stupid, lelike manier om te dink. En hoe het my lewe gelyk toe? I had everyone. Ek het vriende gehad, ek het planne gehad, ek het gerook, gedrink, babbelas gehad, soos ek het alles was net so op en af. En om daai persoon wat eintlik die guts het om daai bemarking of daai video op iets te maak, is eintlik die persoon wat 'n healthy lewe lei, is wat eintlik die persoon wat regtig gelukkig is. Dink nie aan jou nie, maar jy dink omdat jy nie like nie of omdat jy nie ondersteun nie, jy gaan nou verskil maak. Jy doen nie, daai persoon maak nog steeds 10 maal die verskil wat jy dink jy maak met jou mindset. Yes. Absoluut. En ek sal nie hier kan wees if I wasn't there. Ja. Ek sal nie kan weet wat dit is om regtig mense te ondersteun as ek nie weet, maar ek het gedink as ek nie ondersteun nie, it's gonna make something. Nee, daai mense is nog steeds opgeëindig om sukses te maak. Ja. Dis hy. En hoe het jy geskuif van daar na hier? Het jy daai plek gaan besoek van die kind wat iewers hier gekry het? Ja, dit was definitief ek wat gevoel het ek het nie genoeg gehad nie. Ek het nie gehad wat maatjies gehad het nie. Ons het nie so mooi kar gereis as ander mense gery het. Nie so sulke goeders gehad soos wat ander mense gehad het. Maar dan kan ek, omdat ek daai weet, omdat ek weet, dit is so ek gevoel het, kan ek nou op 'n plek sê, op hierdie punt in my lewe sê, ek het meer as genoeg gehad. Ons het 'n kar gehad. Ons het 2 karre gehad. Ja. Ons het 'n huis gehad. Ons het elke een ons eie kamers gehad. Daar's mense wat kamers deel. Ja. Daar's 'n gesin van 5 wat 'n kamer deel. For all that I know, back then, baie, jy weet, dink so, min van myself en van my ouers en goeders. Waar nou kan wees is, maar ek is genoeg, ek was nog altyd genoeg. Ek het nog altyd genoeg gehad. Ek het nog altyd genoeg gehad wat ek gegehad het. Ek wil afsluit, maar ek wil met iets baie persoonlik afsluit as jy nie gaan omgee nie. Daar's baie oudste kinders. Ek is ook oudste kind. Okay. Ons daarvan baie en ek gaan nie jou daaronder steel nie, want ek kan baie lank met jou daar. Dis die oudste kind. Daar's baie oudste kinders nou. Wat het hierdie oudste kind gedoen om op te hou dit doen wat oudste kinders doen, en onder andere het hy gesê, jy het probleme op jou skouers gelaai wat nie jou doen wat. Jy wil probleme oplos wat nie jou doen nie. Daar was daar nog ander ook. Hierdie verantwoordelikheidsin wat hy oudste kind het. Wat sê jy vandag vir die oudste kinders? Wat 'n pad moet hulle loop? Met jou eie ervaring. Daai gewig skouers af te voel. So, projekte wat iemand anders aanknoop, is nie altyd jou projekte nie. Om dit alles in te sluit is, if something weighs you down, it's not necessarily yours to carry. Beteken nie omdat iets weeg, jy moet dit dra. En ek het definitief onder daai gelei, ek was 9 jaar oud, dis 10 jaar oud, dan vra my pa my
is die voordeur gesluit. Ja. Waar is die huissleutel? Ek se kind. Dat het op 'n punt gegaan het waar ek sou 'n panic attack gekry het as ons ry op pad C toe, of net om die blok is, wat ek angstig sou raak, wat as my pa my vra, is die alarm aan? Ek weet nie. Ek kan nie onthou of ek hom al gesit nie. En dit was vir my so erge ding, maar nou besef ek, dat dit was nie my verantwoordelikheid. So die punt is net, al hoe jy daai verantwoordelikheid gaan release, is om eerstens te acknowledge dat dit het jou gepla. Dit was daar. Ja. Daar was van jou meer verwag as wat jy kon gee. Dit was in die eerste plek nie jou plek om daai las te dra. En nou daag dit op soos byvoorbeeld my pa boer met lucerne daar langs hulle werkswinkel. En ek weet, partykeer voel hy dalk ek wil nie help in daai tipe goeders nie, maar ek is op hierdie punt waar ek weet, hy maak geld, weet jy? Hy kan ander mense aanstel om dit te doen. Ek hoef nie na ek gewerk het, ook in te gaan spring en daar nie. Beslis nie as ek nie wil nie. En ek kan nog steeds met hom 'n goeie verhouding en ek weet, hy kan nog steeds dit verstaan. Verstaan en dit sal okay wees. Dis dit. Ek sê nie moenie mense gaan help wat in nood is nie. Ja. Net omdat jy voel, ek sien hulle sal gaan help. Maar die punt is net, not everything that weighs you down is yours to carry. Dis dit. En die oomblik as jy 'n probleem sien, is dit jou probleem. Yes. Hou. En dit begin met jou klein, dit begin hier. Dit begin met hierdie vriend, hierdie vriendin, hierdie boetie, sussie. Jy kry dalk 'n goeie werk, maar een van jou vriende of iemand het nie 'n goeie werk nie en hulle, jy weet, hou op om daai te gryp om te kyk of jy vir hulle beter werk kan kry. Daai persoon kan vir hulle self beter werk kry. Ja. Verstaan wat ek sê? Ja. My ma doen dit ook. Sy vra my altyd, dan sê sy, nou weet jy nie, hoekom doen daai vriende wat nie dit en dit en dit en dit en hoekom gaan hy dalk dit en sy sê, dis nie my verantwoordelikheid om te gaan uitvind waarin jy goed is nie. Dis nie my verantwoordelikheid nie. Ek kan nog steeds jou vriend wees, ek kan lief wees vir jou, maar ek kan nie vir jou gaan werk soek nie. Nee. Ek kan nie vir jou finansiële sekerheid bied nie. That's something you gotta do on your own. Ja. Verstaan? En waar dit begin, is om my gesprek so te hanteer, en stop te sit en te sê, ek het al probeer, maar ek het besef is nie my plek nie. Dis nie my verantwoordelikheid daar. That's where it stops. Dis it. Om verby te gery, of om toe te maak, of om af te sit en te sê, ek weet dit is nou in my agterkop, en het voel of dit my daar kan pla, maar ek gaan nie toelaat wat dit doen. Ja, want ek weet waar het vandaan. Absoluut. Ja. Ek sê nie net nee omdat ek te lui is om jou te help. Ja. Ek sê nee want ek is 'n oudste kind wat altyd ander mense wil red. Gaan. En dit dalk so op in jou verhoudings en so tot. Ja, Dis ook altyd vir die mense wat jy moet red. Ja. Dit is so. 'n Laaste stuk wysheid van jou vir ons afsluit. Okay. Laaste boek wat ek nou lees van Napoleon Hill wat sê, I am the master of my fate and the captain of my soul. Ja. Absoluut. Ek praat ook altyd baie oor manifest en mens voel en ek glo definitief daarin. Maar ek glo niks kan enigiets wees. En enigiets kan niks wees. Alles wat in ons brein inkom, alle thoughts het niks betekenis tot ons betekenis aangee. Alles wat, soos wat ek nou op my laaste post gesê het, is alles bekend vir die mens, is betekenis gegee deur die mens vir die mens. Dat is hoe dit is. Ja, wat kan net wees. Hier Dit was 'n lekker gesprek. Dit was definitief. Ek is jammer oor die klank. meer Maar vir die mense op die klank gaan fantasties wees nie. Maar ons gaan weer praat. ons sal weer opname. Ja, probeer.